Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Johannes 2, hier van vers 1 tot 11, oor die eerste wonderwerk, daar waar die Here water in wyn verander het. Ek wil net 2 verse lees. Vers 2 staan: Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. En dan in vers 11 staan daar, hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Gemeente, as ons na hierdie gedeelte gaan kyk en ons dink na oor wyn in die Bybelse tyd, dan is dit so dat in die Bybelse tyd verskillende soorte wyn al reeds bekend was. Ons hoor van sterdrank en rooiwyn en soetwyn, en die woorde jain en oinos is die woorde wat in die Hebreëus en die Grieks gebruik word om juis te verwys na hierdie wyn. Die produksie van wyn was in die antieke Midde-Ooste alreeds gevestig tussen 8000 en 6000 voor Christus. Ons lees ook dat Noag wingerde aangeplant het en wyn gemaak het. Ons lees dat Salomo dan ook wyn vervaardig het wat hy gebruik het om produkte te ruil vir die opbou van die tempel. En so is dit dat wyn eintlik iets was wat kenmerkend was ook van daardie tyd. Maar wyn was gesien as 'n gawe van God, as seëninge uit God se hand. En dit het altyd gegaan oor die viering van God se goedheid en God se getrouheid. Daarom sien ons dat wyn gebruik was by huweliksbevestigings, by Paasfees, ook wanneer die eerste oes ingesamel word, dan is die nuwe wyn ook deel van die landbouprodukte wat dan ook gevier word. En so het dit eintlik 'n baie besonderse betekenis. Alhoewel die Bybel vir ons natuurlik ook wys op die negatiewe daarvan. In hierdie verhaal met die eerste wonderwerk is dit dat die Here eintlik hierdie wonderwerk ook simbolies gebruik om vir ons eintlik te kom wys dat Jesus die Messias is. Dat Jesus gekom het om te red, dat in hom daar die afwassing van sondes is. En daarom sal ons ook sien dat by baie van hierdie simboliek van hierdie eerste wonderwerk, dat baie van hierdie gebeure eintlik heenwys na dit wat Christus kom doen het en dan ook wie hy is. As 'n mens gaan kyk na die eerste wonderwerk wat gepaard gegaan het hier op 'n bruilofsmaal, dan is die simboliek natuurlik ook daarvan dat die Jode geglo het dat wanneer die Here gaan kom en hy die Messias gaan openbaar, dan sal dit gepaard gaan met 'n groot feesmaal. En ons lees daarvan in Jesaja 25 vers 6 tot 9, waar daar staan, op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'n Feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurende wyn. Op die berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê, en wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou, hy het ons gered. Dit is die Here. So as mense gaan kyk na hierdie messiaanse banket, is dit die geleentheid waar die volk by mekaar gekom het om ook die verlossing wat God bewerk, dan ook te kon vier. So wanneer hierdie eerste wonderwerk op 'n bruilofmaaltyd plaasvind, dan is dit ook 'n heenwysing ook na Jesus as die komende Messias, alhoewel die Here, wanneer hy gevra word om hierdie wonderwerk te doen deur sy ma, dan ook sê dat die uur nog nie gekom het nie, beteken die uur verwys nou na wanneer God hom sal openbaar, en dit vind natuurlik sy hoogtepunt in die kruis en die opstanding van Christus, maar dis juis ook hier waar hy dan sê, maar hy is nog nie op die plek waar hy hom dan nou so openbaar het.
as die Messias nie. Tog is dit dat hierdie ongelooflike gebeurtenisse lei tot die bekering en tot die geloof van sy disippels. Hulle het hom pas gevolg, hulle moet hom leer ken, en hierdie wonderwerk help vir hulle om te verstaan dat hy die Here is. Merkwaardig ook in hierdie gedeelte is die simboliek van die water, wat in reinigingskanne gebêre was. Dit is so dat die ritueel was, mense het ver gestap, hulle het sandale gedra, en voordat hulle kon eet, was hande en voete gewas. Dit het ook 'n godsdienstige betekenis gehad, dat die Jode hom so oopstel, om dan ook vir God te sien en God te ontmoet, ook in hierdie ontmoeting. En word die hele gebeurtenis eintlik 'n heenwysing, om te sê dat hy gekom het om te red, en om te verlos, en dat in hom daar vir ons verlossing is. Opvallend genoeg is dat die Here nooit die fokus op hom plaas nie, maar altyd wegwys van homself. Ook wanneer die beste wyn dan nou hier aan die seremoniemeester aangebied word, is dit dat hy hom ook nie reg help, wanneer hy gedink het dat hierdie bruidegom eintlik die ritueel verkeerd verstaan het, want gewoonlik word die beste wyn eerste gegee, en na 'n paar dae word die swakker wyn bedien, maar dat die Here hom nie op antwoord nie, juis omdat sy uur nog nie gekom het nie. Maar die hele wonderwerk, die hele gebeurtenis, laat die disippels en vir ons erken en bely dat Jesus die Here is. En wanneer hy hom op hierdie manier aan ons openbaar, lei dit dan tot aanbidding, en is dit dat die disippels se lewe dan ook verander. Mag ons in die begin van die jaar weer verwonderd wees oor wie die Here is. Mag ons hom as die Messias, as die verlosser van hierdie wêreld erken, en mag die wete dan dat hy gekom het om ons te reinig, om ons syne te maak, ook dan eintlik die kenmerk word van waaruit ons sal leef en optree elke dag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in die begin van die jaar vir U kan bely as die Messias, en daarom bid ons dan, Here, dat ons verwonderd sal wees oor U, dat ons U sal eer en sal erken, en dat ons U sal aanbid as die Here ook oor ons lewe. Amen.